Daar's soveel mense wat na my toe kom en vir my sê, Pieter, moet ons die Sabbatdag onderhou? En dan sê ek altyd vir hulle, nee, jy moet dit nie onderhou nie, maar jy kan as jy wil. En dan is daar groot debatte en redenasies van daar's soveel mense wat hulle self Sabbattiere noem. Hulle hou die Sabbat Vrydae-aande sonder hulle af, Saterdag begin hulle, en ek het al twee kante van die spektrum gesien, en ouens haal skrif uit, en jy kry hierdie hele bewegings, die Hebrew Root Movement, of die Israel visie mense, of hoe ook al hulle self sal sien. Weet, hierdie week sê hy ou vir my, hy kan uit die skrif uit vir my uithaal, dat Jesus 'n mors van tyd is, want God het net vir 12 blanke stamme van Israel gekom. En ek dink is 'n pot snert. Ek sal nog 'n bietjie daaroor praat, maar jy weet, jy kan nie 'n rasis en 'n kind van die Here dieselfde tyd wees nie. Net so ook, kan jy nie die Sabbat onderhou en dan ook sê jy wil God se genade geniet nie. Kan ek vir jou gou 'n paar skriffies lees, net om hierdie ding in bymekaar te trek, sodat jy kan vrede hê en rus hê, dat jy nie vandag hoef te dink jy moet die Sabbat onderhou, anders gaan God vir jou kwaad wees nie. Waar dit van die begin af kom, ek het so 'n paar goedjies hierso neergeskryf. Heel in die begin, waar genoem word, Exodus 31, 16 tot 17, sê die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou as 'n ewige verbond. Die verbond was in die Ou Testament tussen God en Israel gewees. Dit was ook deel van die van Moses se wette, saam met die offers, die reinheidswette ensovoorts wat jy in Levitikus verder gaan kan sien. En dan het ek hier geskryf, as jy die Sabbatwet wil onderhou, dan moet jy die hele wet onderhou. Kom ek lees dit vir jou. Jakobus 2 vers 10 sê hierso in Engels, in die New King James sê, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. Kan jy dink, 613 wette wat jy moet onderhou. As jy een van hulle mis jy almal. Nou onder die ou verbond moes hulle 'n jaar wag, dan het hulle offers geneem, hoofpriester het ingaan, die heilige van heiliges. Vandag hoef jy nie 'n jaar te wag om jou sondeskuld af te betaal nie. Jesus het dit een keer vir altyd afbetaal. Vandag kom jy na die Here toe wanneer jy aangejaag het en sê, Here, ek het aangejaag, vergewe my. En God, 1 Johannes 1 vers 9 sê, is regverdig en getrou om jou te vergewe en skoon te was van alle ongeregtighede. Onder die nuwe verbond sê Paulus die volgende in Romeine 6:14, en hy sê, julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Nou baie ouens sê, nee, ek is onder die wet nie, onder genade, en gebruik hy genade as 'n rede om te kan aangaan met sonde. Genade is nooit ooit 'n rede om aan te gaan met sonde nie. Die Bybel sê genade laat ons toe of bemagtig ons om nee te kan sê vir sonde. Jy kan in Hebreërs dit gaan lees. Genade, jy kom na die troon van genade toe, sodat God jou kan help in die tyd van nood. Ons het genade nodig om nee te kan sê vir sonde. Ons het nie genade nodig om aan te kan gaan met sonde. Romeine 6 sê dieselfde vers 1, jy gaan nie aan met sonde dat genade meer kan raak nie. Ons moet stop met sonde. Nou Galasiërs 3:24 sê die wet was 'n tugmeester, maar nou is ons nie meer daaronder nie. Die wet was 'n tugmeester. Die wet het vir jou gewys hoe sleg jy is. Die wet wys vir jou hoe nodig jy Jesus het. Die wet wys vir jou, as ek Levitikus lees, dan sê ek hoeveel keer, Here, ek is so dankbaar vir die kruis. Ek is so dankbaar vir die bloed. Ek is so dankbaar vir die Heilige Gees, want ek sou nie enige van hierdie goed kon doen nie, en nie een van ons kan nie, net Jesus was die enigste een. Dis hoekom die ouens sal vir jou sê, ja nee, die Here het gesê, hy het nie gekom om die wet weg te vat nie, maar om dit te vervul. Maar dis presies dit. Jesus het in homself daai hele wet vervul. Nou bly ek en jy in hom. Ons het nie nodig om aan te gaan om die wet te onderhou, om reg met God te wees nie. Ons kom deur geloof na Jesus toe, en deur ons geloof is ons reg. Die bloed van Jesus het ons reg gemaak met God. Die Sabbat het 'n tydelike doel gehad. Hy het vir ons Jesus gewys. Die wet het 'n tydelike doel gehad. Dit wys vir ons Jesus. Maar nou dat Jesus gekom het, lewe ons nie meer onder daai stelsel nie. Kolossense 2 vers 16 en 17 sê, laat niemand julle oordeel oor 'n feesdag, 'n nuwe maan of die Sabbat nie. Dit was net 'n skaduwee, maar die werklikheid behoort aan Christus. Die Sabbat word onder al die Joodse wette genoem en saam met dit genoem, dit was net 'n skaduwee, dit is nie 'n werklikheid nie. Kom ek verduidelik vir jou 'n prentjie. Mense sê jy moet die Sabbat onderhou. Dis nou deel van die wet. Nee, dit is deel van die 10 gebooie. Jy moet dit gooi, pappa. Maar weet, hoeveel van ons gaan lees die 10 gebooie en hou hulle almal? Ek kan jou nou sê, daai wat die Sabbat hou, breek een van die ander 10 gebooie. Hy breek dit, want hy kan nie 'n volmaakte lewe leef as Jesus dit nie vir hom gedoen het nie. Om die skaduwee lief te hê, is soos, hier kom my vrou in die huis ingestap, en sien ek haar skaduwee, nou is ek heel verlief. Hier kom stap sy uit, en sê ek, nee, ek wil nie vir haar hê nie, ek soek die skaduwee. Ek wil die skaduwee vry vanaand. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Die wet was net die skaduwee. Die Sabbat was net die skaduwee. Toe kom Jesus, die regte persoon,
ons het die skaduwee gesien van die persoon wat op pad is. Hier kom my vrou en ek sien haar skaduwee en hier stap sy en dan sê ek excited want sy het opgedaag. Ek raak excited want ek is eers excited as ek haar skaduwee sien en dan stap sy in. Dan het sy opgedaag. Dan is ek bly ek kan my vrou vashou. Ek is nie lief vir die skaduwee nie. Ek is nie verlief op die skaduwee nie. Ek het nie 'n verbond met die skaduwee nie. Ek het 'n verbond met die persoon, Dis incredible. Romeine 14:5-6 sê hy, die een ag die een dag bo die ander ag al die dae gelyk. Elkeen moet in sy eie gemoed oortuig wees. En wat hy hierso sê, die Sabbat se persoonlike oortuiging. Moenie dat iemand jou forceer en jou vol guilt and shame and condemnation druk en sê as jy nie die Sabbat onderhou nie, gaan God nie vir jou vergewe nie, en dan is jy nie reg met die Here nie, dan kan jy 'n kind van God wees. Dis 'n absolute leuen. Romeine 14 sê hy dat elkeen moet 'n oortuiging oor dit hê. So as jy vandag voel ek wil die Sabbat onderhou, net omdat ek lief is vir Jesus. Ek hoef dit nie te doen nie, ek wil dit graag doen. Ek wil graag hierdie ding doen, is vir my spesiaal. Dan kan jy dit doen. Daar's niks fout daarmee nie. Maar as jy dit wetties gaan doen, nee, ek moet dit doen. As ek dit vandag mis, gaan God vir my kwaad wees. Dan mis jy die hele punt. Dan mis jy die absolute hele punt. En hoor gou Galasiërs 4, vers 9-11. Paulus waarsku die ouens. Hy sê julle neem die dae en maande en tye en jare waar ek vrees vir julle. Hy sê ek's bang vir julle ouens. Weet daar's 'n punt wat Paulus die ouens so gas gee. Hy sê jy weet jy wil jouself nou so afsny van Christus af. Hy wens jy kastreer jouself sommer. Hoekom sny jy jouself nie sommer heeltemal af nie? Want die oomblik as jy onder die wet ingaan, sny jy jouself van Christus af. Nou jy wil nie afgesny van Jesus wees nie. Jesus is jou lifeboat. Hy is die lewe wat jy soek. Jesus is alles. Hebreërs 4 vers 9-10 sê daar bly 'n Sabbatsrus oor, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook van sy werke. Dit gaan nie oor 'n daggie, maar gaan oor geestelike realiteit. Rus is om op te hou probeer jouself red. Jesus sê kom na my toe en ek gaan jou rus gee. So om alles vir jou bymekaar te kan sit. Die Sabbat onder die wet is nie iets wat jy moet hou as 'n Christen nie. Die Sabbat is iets wat jy kan hou as 'n Christen. Ons baie voordele. Ek moet 'n rusdag vat. God het gesê ons moet rus. As jy nie rus nie, dan maak jy jouself seer, chom. Baie ons werk dag en nag. Jy moet besluit, gaan jy jouself dood werk, gaan jy jouself dood rus. Een van die twee. Maar jy moet kies wat se kant van die lyn is jy vandag. Ek sal vir my eie lewe werk 'n rusdag 'n week in. Ons moet rus. My liggaam het rus nodig. Onthou jy is 'n gees wat woon in 'n liggaam met 'n siel. En jou liggaam is jou eie paspoort op aarde, enigste paspoort op aarde. As jy die ding opgee, mis jy alles. Jy moet 'n dag inwerk waar jy kan rus. Tyd met jou familie, tyd met jou vriende, tyd van rus, wat jy nie besig is om jouself dood te werk nie, sodat jy weer versterk kan wees vir die week wat op pad is. Nou jy kan besluit watter dag van die week jy wil rus. Dit hoef nie 'n Vrydag aand 6uur tot 'n Saterdag aand 6uur. Weet ek het al ouens gehad, nee, hulle sabbatiere. My geestelike pa het al gesê jy moet elke dag se tier wees. Jy kan nie net 'n sabbatier wees nie. Daai ou hou 6uur Vrydag aand op. Nee, hy hou nou sabbat. Hulle die fees al die goed reg daarso. Saterdag aand 6uur slaan. Ja, klap die brandewyn, steek 'n sigaret aan. Nee, dan party ons weer. Want nee, dan ons het nou 'n dag bietjie gerus. Nee, dan hoe werk dit? Jy het nou net gesê die dag vir die Here gegee, volgende dag gee jy vir die duiwel. Eendag is jy 'n Israeliet, volgende dag is jy 'n Filistyn. Jy besluit watter kant van die draad wil jy sit. En ek wil jou vandag bemoedig. Moenie laat iemand jou anders oortuig nie. Gaan woord toe. Wat sê die woord hiervan? Moenie laat iemand jou probeer oortuig oor 'n feesdag of 'n nuwe maan of die Sabbat nie. Laat dit jou eie oortuiging wees. Vader, ek dank U vir die bloed van Jesus. Dankie Here dat U ons vrygekoop het. Dankie dat ons nie meer onder die wet is nie, maar dat ons onder genade is. Dat U ons ken en dat ons U kan ken. En ons dankie Here dat ons vandag in U rus kan ingaan. Daar geen werk is wat gaan maak dat ek vandag kan in die koninkryk inkom nie. Dat ek net op geloof kan inkom, omdat U my eerste lief gehad het, het ek U vandag terug lief. In Jesus se naam.